Hierdie is Dekpad Sport. Jy luister regstreeks na ons hier op Pretoria FM. Ek is Arnold Geerts. Baie lekker om jou saam met ons te hê en ook natuurlik op ons potgooi. Nou ja, ons ateljeegas is iemand wat ek groot bewondering voor het vir 'n hele paar redes. Professor Jacques Vol, die uitvoerende hoofbestuurder van die Titans kuier vanaand by ons. Jacques, so goed om jou altyd te sien. Ek kyk altyd neer en dink ek, the consummate gentleman wat sport bestuur. Lekker om jou saam met ons te hê. Baie dankie vir die mooi woorde. Lekker om hier te wees, altyd lekker om met jou te praat. Kom ons begin met so 'n bietjie sportnuus en ek weet jy hou jou hand in met net omtrent al die sportnuus. Nou wat my aanbetref verlede naweek een van die beste PGA toernooie wat ek in 'n baie lang tyd gesien het. 31-jarige Aaron Rai, die eerste Engelse golfspeler sedert Jim Barnes in 1919 geword om die PGA kroon oor die naweek op die Aronimink golfbaan te verower met 4 voetjies en 'n arend in sy laaste 10 puitjies om 'n oorwinning met 4 houe te behaal na 65. Ja, ons het Aldrich Pottiet gehad wat saam voorgeloop het op 'n stadium, maar ek kan nou nie help nie. Dit was goed om die Engelsman te sien die knoop deurraak. Jy's uit sterk geëindig, is dit nie? Ja, ongelooflik goed. Kopgehou. Ja, Aldrich gaan nog daar wees, moenie bekommerd wees. Ek is seker. Ongelooflik talentvol. En as mens kyk na die golfbaan, ek weet nie of jy gekyk het nie. Ek hoop jy het, hoe was daai setperke? Nee, is ongelooflik. Ek moet eerlik sê, ek bly ek sit nie op hulle in elk geval nie. Hulle sê altyd as jy 'n speler vat wat 'n scratch voorgee is en jy sit hom op daai golfbaan, daai tipe van golfbaan, sal hy nie 90 breek nie. Dit wys jou. Dis die beroepspelers wat so sê. Dis nie ek wat so sien. En dan hier's jou kos, IPL, Manish Pandey en Ravan Paul het gister die wenlopers vir die Kolkata Knight Riders aangeteken toe hulle gestruikel het en gestotter het in 'n oorwinning met 4 paaltjies nadat hulle die Mumbai Indians tot 'n beskeie 147-8 beperk het. En die uitslag het KKR so skraal wiskundige kansie gegee om die uitspeel rond te haal en lewend te hou. Maar Mumbai is natuurlik 'n week gelede uitgeskakel. Intussen het die Sunrisers Hyderabad maandag al uitspeelplek in die IPL bespreek met 'n senuweeagtige oorwinning met 5 paaltjies oor die Chennai Super Kings en die uitslag het ook 'n uitspeelplek vir die Gujarat Titans verseker. Verdedigende kampioene Royal Challengers Bengaluru was die eerste span wat vir die uitspelwedstryde gekwalifiseer het. Goeie begin vir almal tot dusver. Hoe sien jy die uitspelwedstryde? Ja, ek moet sê, ja, 3 van die spanne het nou gekwalifiseer. Mense moet maar versigtig wees in die uitspeel, want jy kan 'n verskriklike lang toernooi in 'n goeie toernooi het en al wat jy nodig het met die uitspeel. Die uitspeel is daarom as jy bo eindig, kry jy dan 'n bietjie 'n dubbelbyt op 'n dubbele kans, maar ja, enigiets kan gebeur. Weer die formaat is van so 'n aard dat een speler kan die wedstryd draai. Dit is wat 2020 so besonders maak. Sunrisers moet ek sê, ek is nou 'n groot ondersteuner natuurlijk, van iemand soos Heinrich Klaasen wat 'n ongelooflike toernooi het, maar ja, jy weet, op die dag kan enigiemand vat. En weer eens ongelooflike toernooi vir meeste van die Suid-Afrikaners. Inteendeel, almal het op 'n stadium vlam gevat. Een of twee se vlam het bietjie gedoof en toe weer teruggekom. Maar ek kyk gister na daai vangskoot van Colin Bosch gisteraand. Dit was asemrowend. Corbin het 'n goeie toernooi. Ja. Ek dink mense besef nie hoe Corbin gedoen in 'n seisoen nie. Ek meen, ons het 2 seisoene terug was ek half onseker of hy, jy weet, net vir ons gaan speel en nou is hy in al 3 formate. Hy het 'n goeie toernooi gehad. Kyk, hy's hy het 'n groot hart en dit het laat in sy loopbaan eintlik gekom as jy dink daarna, maar ja, bly vir hom ook. Ethan kom ook nou na so elke liewe Bosch wat al cricket gespeel het, speel nou by die Titans. Kom daar by julle deur. Nee. Soos 'n revolving door. Ja, nee, pragtig. Baie trots op hom. Van die ander Suid-Afrikaanse sterre wat jou oog gevang het in die seisoen? Ja, ek is jammer Lungi het seer gekry, ek moet eerlik wees, maar ek moet sê Rabada bou regtig goed. Dit is moeilik om goed te doen as 'n bowler. Dan snaaks genoeg Rickleton en Quinton met mekaar amper uit die spanne hou. Beide van hulle het vir my regtig goed gedoen. Ek dink Quinton is nou uit, maar Rickleton is 'n baie gevaarlike speler. So ja, goed om te sien. Ek dink Aiden is ook nou terug. Eintlik al van 'n stil toernooi gehad. Klein Davey ook nie die toernooi gehad wat ek dink hy sal gehoop het nie, maar jy weet, hy's 'n baie talentvolle speler. So ja, daar's baie Suid-Afrikaners wat speel, dit maak ons eintlik trots. Dit is 'n baie lang toernooi ook, ek moet eerlik wees. Dis een van die dinge, snaaks genoeg, iemand het die ander dag vir my gesê, dink jy nie daar's te veel wedstryde nie? Maar jy weet wat, aan die ander kant, wedstryde is wat is agterente in sitplekke kry, nie waar? Ja, nog die model. Soveel, jy weet, jy het tyd deur 'n lens nodig om groot salarisse te betaal. Ek dink as hulle sin kry, speel hulle die hele jaar. So ja, ek dink hy is bietjie lank persoonlik. Ek dink mense verloor 'n bietjie, maar dis nou maar hoe dit werk, jy weet, en hy het 'n bietjie langer en langer ook geword, maar ja, die finansiële model is, jy betaal mense deur TV-tyd, maar dan moet jy mense op TV hê. Natuurlik, ja.
Dan ene wat my verbaas, Suryavanshi se beste kom nog. Dis volgens Justin Langer, die Lucknow Supergiants hoofafrigter. Hy sê inteendeel bowlers moet bekommerd wees wat die 15-jarige kolfsensasie gaan net verbeter. Die linkskolwer se liga se hoogste, hy's die liga se hoogste lopievraat, 'n verstommende trektempo van 236. Hy het ook 53 sesse geslaan, insluitende 10 teen Langer se Lucknow. Dit was Dinsdag aand en kan selfs Chris Gayle se 2012 rekord van 59 in die seisoen oortref. Dis net skrikwekkend, 15 jaar oud. Om te dink hy kan nog 'n 20 jaar loopbaan hê. Ja. So hy kan nog langer speel as wat hy nou oud is. Ja. Nee, kyk, hy is 'n sensasie. Ek meen jou nuwe generasie kolwers is maar vreesloos, maar hierdie is 'n hulle praat van Engels, wat sê dit dalk mooi, generational talent. Ja. Ek meen dit is min dat jy sê, kyk jy het dit gehad. Ek en jy het gepraat voor die tyd. Graham Pollock het vir my gesê hy het op 13 al in die Premier Liga in OP gespeel en op 16 het in dieselfde met Daryl Cullen En Sachin Tendulkar was ook 16. Ook 16, ja. So. Maar ek meen die manier wat die ou domineer op 15. Ek meen dit is jy weet dan hy nog seker nog huiswerk doen na die tyd ook so. Ek dink hy doen regtig goed vir homself daaroor. Wat my bang maak is hy het 'n paar harde baarde wat ongelooflik baie ondervinding het, in die oog gestaar en gesê I'm going to take you down. Dis die einde daarvan. Ek gaan jou slaan. Ek gaan jou laat loop. Ja, kyk, hy moet 'n kampioen jy weet mindset hê. Jy weet ek kan nie dink dat hy anders sal wees nie. Hy het natuurlik 'n ongelooflike talent, maar ja, dit is eintlik mense ja afvra, behoort hy nog toetskriket te speel, behoort hy 50 beurte. Eers kan jy dink as hy nie gaan kom op 'n 50 beurte wedstryd. So ek dink dit sal hom eintlik nog verder afrond as wat hy nou is. Ongelukkig dink ek is 2020 groot deel van sy kriket. Ja, 'n ongelooflike talent, nee. Dis nogal 'n interessante ding, jy het dit net nou ook genoem. Kan mens die bowlers enigsins help? Want ek kyk altyd na die bowlers, dan dink ek kry hulle jammer, want hulle hardloop net agter ek leer aan die hele tyd. Is daar nie 'n manier wat mense dit makliker kan maak nie? Sal dit beter wees om kleiner kolwe te hê, of is dit wat mense wil sien? Ja, dis die formule. Ja, dis wat die mense wil sien. Ek meen daar is duidelike instruksies om hy golfblaaie so maklik te maak as wat daar is. Dis die een ding wat jy moet besef. Dit is maar wat mense wil sien. Dit is baie moeilik vir bowlers. Ek moet eerlik wees. Dit is ook nou net nie meer 'n regverdige stryd tussen kolf en bal nie. Dis die hartseer van dit. Dit is my 'n bietjie te veel. Maar ja, op die einde van die dag, dit is definitief dit is so it's by design wat hulle dit so doen. Hulle wil maar dit is maar net eenvoudig so. Ek is net bly ek bal nie in die tyd nie. Dis verseker. En is dit nie snaaks dat dit deurgebloei het na eendag kriket toe en natuurlik na toetskriket. Toe ek begin uitsaai het, ek verstaan dis voor Noag die aard begin bou het, maar toe as jy 300 lopies gehad het in die eerste beurt in 'n toets, dan was jy goed af. Deesdae as jy nie 380, 390, 400 in jou eerste beurt het nie, dan sien jy die moeilikheid nie waar nie. So dit het deurgeval. Ja, 50 ouers nog groot. Ja, 50 beurte nog groter, ja. Want ek kan onthou waar as 'n bowler moet jy, hulle het eintlik vir jou gesê as almal onder 4 gaan dan kry jy weet dan moet ons net ons met 200 lopies aantrek of net onder 200, jy weet. So dit was altyd 200 was jy altyd nog gedink, okay, dis nie wat jy wil hê nie. 250 is dis groot. Dis groot. 300 was ek meen nou as jy nou daar maar ek dink dit het verander, jy weet. Wat jy ook nou kan doen in die 50 beurte, jy kan vir 30 beurte omtrent normale cricket speel dan jy 20 oor. So mense doen ook daai laaste 20, jy weet kom hulle ook 'n bietjie uit. Die 50 beurte formaat is dan 'n bietjie beter en dat jou beste bowler bal om 10 van die beurte. En daar's 2 balle. 2 balle wat ook help. Ja, gewoonlik is dit dan nie so plat. Vir die paltjies nie. Ja, maar dit regtig ek moet enig sê ek was in die presidentsuite by die Wonders en Spook Hanley was daar. Jy sal onthou hy het die 3 kunstmasjiene gevat, en ek jy weet nou kom sy hy so een van my gunsteling mense in elk geval nou hy's 'n kunstenaar. Nou kom staan hy ook langs my en ek kyk so ek sê yes, Spook, it's become a batsman's game. Ek kyk so hy sê always been. Dit is nie waar nie. Net so te loop, ek kan vir ons luisteraars sê as jy nou regtig pragtige kuns wil sien van die mooiste diere skilderye wat jy gaan Google net Spook en Hanley. Pragtig, asemrowende
pragtige kuns. En 'n lieflike mens. Ja, jy kan nie glo met daai hande wat hy ouens se koppe wou afpil, kan hy so my skilder nie. Gepraat van toetskriket, draaibalbouler Tajlam Islam het gister 6 paadjies geneem om Bangladesh na 'n oorwinning van 78 lopies oor Pakistan in die tweede toets te lei en 'n beroemde reeks oorwinning te behaal. Pakistan was op 316 vir 7 oornag en het 437 gejaag, maar is uiteindelik in die eerste sessie uit van net 328. Dis 'n interessante wen daai, nie waar nie? Ja, dit is mense sal altyd dink dat Pakistan en jy weet die gunsteling behoort te wees, maar jy weet mense moet ook onthou Bangladesh is in die subkontinent en hulle kan speel in daai en dan draaibal bowlers jy weet maak 'n verskil. Bangladesh het nie 'n baie goeie toetsrekord nie. Dit kan ek jou sê. Ja. Waar Pakistan het dan 'n bietjie beter en so amper teen alle verwagtinge in so 'n resultaat. Ons het regtig baie om na uit te sien. Ek kan nie wag om jou te vra oor alles wat aangegaan het met Nieuweland en die toetskaartjies met die Engelse toets en al daai ander dinge nie, maar ek dink ons gaan so vinnig ons eerste breek neem en dan gaan ons net hierna verder voort met Dekveld Sport. Jy luister na professor Jacques Vol. Hy is die uitvoerende hoofbeampte by die Titans. Ek is Arnold Geerts. Hierdie is Dekveld Sport en as jy miskien nou net ingeskakel het, baie lekker om jou saam met ons te hê. Ons gesels met professor Jacques Vol en ek sê nou juist professor, want ons het net aan die begin van die program geluister na 'n advertensie vir die Noordwes Universiteit en dis waar jy elke nou en dan klas gee. Vertel ons net van daai deel van jou lewe, want jy het vir 'n lang tyd nie geswat nie en toe ewe skielik toe jy weer begin swat, toe kan jy nou nie ophou nie. Wat het gebeur, Jacques? Ek dink ek was so verbaas dat ek deurkom dat ek besluit ek moet nie nou ophou nie, maar ek het 17 jaar aan mekaar studeer wat lank is. En ek is by die Noordwes Universiteit betrokke. Ek speel 'n raad. So by die besigheidskool is ek as mede-professor. So ja, Annie het my amper ingekatrol toe. Ek weet nie toe ek regtig betrokke met baie goeters. Ek is hulle finansiële komitee voorsitter. So ja, ek het 'n baie geskiedenis met hulle. So kom 'n lang pad met ek is nou nog 'n student ook. So ek is nou 'n dosent, student en ek is op die raad. So ek doen nou alles daar. So wat studeer jy nou? Waar werk jy nou? Ek doen 'n doktoraal in die regte. Ek is almal so entjie weg. So ek LLD in die regte. So ja, geseënd om te studeer. En hoeveel grade is dit nou agter jou naam? As die ouetjie klaar is. Ja, wat gaan ek nou 4-5 se kant toe, ja. Ongelooflik. En dit was nie altyd so nie. Nee, ek was glad nie akademies. Ek het regtig begin studeer omdat ek besef het as 'n jong uitvoerende beampte ek kan nie my werk doen nie. En toe het ek begin studeer, eintlik regtig baie van dit gehou en jy weet jy weet dan ek het selfs 'n LLM deur 'n Engelse universiteit, De Montfort gedoen. So ek het baie gestudeer, ek het dit regtig begin geniet. Ek het die jare wat ek nie studeer nie, het ek 'n handboek geskryf. Ek skryf nou weer 'n handboek. So ja, ek moet vir jou sê ek het klas aangebied en een van die studente kom en hy sê professor, my ma sê sy dink sy was saam met jou op skool. Sê ek, hoekom dink jou ma? Sy sê nee, ek wil nie aan net om, sy sê is onmoontlik dat so 'n stout kind 'n professor kon word. Maar my ma sê as dit jy is hy al se trots op jou. So. Dis baie mooi. Vertel vir ons van die 2 handboeke, die een wat jy geskryf het en die een wat jy nou skryf. Ja, die eerste een gaan maar oor krisisbestuur in sport, crisis management in sport. Al my daar by CSA en in cricket het ek genoeg ondervinding gekry en dan die tweede een is nou is leadership in sports and events, sports management events. So dit is maar 'n leierskapshandboek. Ek is nou al 23 jaar uitvoerende hoof. Dis 'n lekker handboek. Hy is amper klaar. Ek skryf hom saam met Janie Maree en saam met Heinrich Strydom. Janie is by my baie knap. Sy's ook baie belese en baie grade. En Heinrich natuurlik die CEO van die Dolfyne, ook 'n CA met die MBA, met 'n persoonlikheid. So ons kom 'n lang pad. Janie skryf ongelooflik goed. Ek meen sy is net 'n baie goeie skrywer. Baie knap vrou en natuurlik Heinrich met sy agtergrond en in sy reg 'n ongelooflike goeie uitvoerende hoof en hy het baie bereik met die Dolfyne. So ek het nie kans gesien om 'n groot handboek alleen te doen nie. En ja, baie lekker. Interessante onderhoude. Richard Carbon, hy was die vorige minister van sport wat die 2012 Olimpiese spele gedoen het by in Londen. Onderhoud met hom gevoer. So dit was vir my nogal lekker om dit te doen, om sy insig te kry. Rassie se toespraak wat hy gedoen het toe ons hom 'n dokter gemaak het, is in die handboek. Ja man, jy weet akademiese handboeke verkoop nie so goed soos dit moet nie. So as elke luisteraar een kan koop, sal ek baie bly wees. Waar kry ons die boeke? Ja, nee, kyk.
Ek was baie bevoorreg om jou krisisbestuurboek baie vroeg te kon sien, selfs voor hy uit is. En wat my aanbetref, daar was vir my nie net krisisbestuur in sport nie, maar daar was vir my krisisbestuur in die lewe. As daar een les is wat jy met ons luisteraars en ons kykers kan deel uit krisisbestuur wat jy op jou lewe kan toepas, watter les sou dit wees vir jou? Kyk, dis jou mees emosioneelste ervaring. In die boek praat ek van my 2013, my dogter is met kanker gediagnoseer, my ouma waar ek groot geword is oorlede, my broer is oorlede, my klein jakkels was baie siek, so dis die eerste keer wat jy met krisisse werk. En as jy dit nou na 'n korporatiewe wêreld toe vat, sê ek altyd, vra jouself 3 vrae. Een is, kon ek dit voorkom het? 2 is, hoe kon ek myself beter voorberei het om dit te hanteer? En 3, wat leer ek hieruit? En dis waar in enige opset, jy weet. Baie keer kan mense nie dinge voorkom nie, maar is 'n goeie introspeksie. Jy weet, daar's maar baie keer bring jy jou eie probleme ook oor jouself. En die tweede ding natuurlik is, hoe kan ek myself beter voorberei? En die derde is, wat leer ek uit dit? Jy weet, don't waste a good crisis. Maar ja, dit was 'n lekker handboek, ek moet eerlik wees. As ons van die akademiese sy van dinge aftrap vir 'n oombliekie, jy's nou 'n hele paar jaar in die tuig en dis buitengewoon om so lank in hom te bly. Wat is nog steeds vir jou lekker daarvan? Ja, ek moet sê wen, die spanne wen is dit baie lekker. Jy weet, dit vol stadions is lekker. Met meeste van die ondersteuners met Suid-Afrikaners wees, maar nee, ek meen, is nog steeds lekker. En dan spelers wat deurkom, 'n jong mannetjie wat jy vir die eerste keer sien. Ek onthou 'n jong Dewald Brewes en ek onthou 'n jong Heinrich Klaasen en 'n jong Adrian Makram. Dis altyd goed as jy sien dit gaan goed met hulle ook. En dan, jy weet, hulle dis nooit net een persoon nie, maar dis ook, jy weet, baie van hulle is dankbaar vir wat 'n mens in hulle lewens gespeel het. So, jy weet, daar's 'n Engels gesegde wat Barry Shaldam my gereël het as 'n jong administrateur, be temporary custodians of the game. So, ons moet net na die spel kyk, jy weet, en hom probeer beter laat as wat ons dit gekry het. Baie administrateurs probeer dit vernietig en regtig goed doen, maar sport behoort nie aan jou nie. Jy weet, dit behoort ook nie aan 'n raad nie. Dit behoort aan almal wat dit wil speel, ondersteun, afrig, wat 'n rol in dit wil speel. So, we are temporary custodians of the game. Het jy 'n mentor gehad? Jy noem nou vir Barry Shaldam, was daar 'n mentor vir jou? Definitief besigheidsmentors wat my gehelp het oor die jare. Die oorlede Johan van Sail van Toyota was iemand waarna mense gekyk het. Dan nou soos Frans van Strydom wat Senwes se vorige uitvoerende hoofbeampte is, nou nog 'n mentor vir my, 'n ou wat baie kalmte bring, baie sterk. Jy weet, ek is vriende met iemand soos Arie Rautenbach wat natuurlik Absa se vorige uitvoerende hoof was. Maar jy snaaks, ek het maar 'n baie ek dink humble upbringing gehad. So my eerste rolmodelle was eintlik onderwysers, nê. Dit is eintlik wat jy 'n mens vergeet dit amper. Ek het altyd 'n baie sagte plekkie vir daai eerste mense waartoe die oë opgegaan het. En dan jy weet, my bestuursfilosofie is eintlik om mense op te tel en hoër bo jouself te lig. En ek was baie geseën dat baie mense wat saam met my begin het en onder my gewerk het ook uitvoerende beamptes en goeie. En ek dink as 'n ou filosofie hê om 'n dienende leier te wees, 'n serving leadership. En ek kry dit nie altyd reg nie en dit is definitief nie perfek nie, maar dit is dan 'n filosofie wat ek probeer nastreef. So daar's baie, jy weet, vreugde en genoegdoening as ander mense goed doen as gevolg van jou geringe bydrae, jy weet, en dit is nooit net een mens wat iemand maak nie. So dis my lekker, jy weet, ek praat nou oor Heinrich Strydom wat ek as 'n jong mannetjie aangestel het. Ja, Annie Maree wat ek jy weet, as my persoonlike assistent geërf het en sy doen nou so ongelooflik goed. Daar's ander mense, jy weet, Bridget Skuman wat sy's nou in ons wat mense wens. Sy doen goed, jy weet, so sulke jong mense wat jy sien inkom en deurkom, spelers natuurlik ook, en dan jong administrateurs, daar was 'n Andra Nel, jy sal onthou, sy was by Lions, sy's nou by KFC, iemand soos Christel Jansen van Rensburg, sy's nou by Cricket Suid-Afrika, so dis wonderlik om, weet, 'n aandeel te hê, so ek sê, dis nooit net een persoon nie. So jy was ook natuurlik dan, met ander woorde, die jong mense wat jy nou net genoem het, 'n mentor vir hulle op jou beurt. Ag man, ek dink hulle onthou my presies soos wat ek was. Ek dink goed en sleg. So, maar jy weet, mense probeer hulle inspireer. Ek probeer hulle definitief aanmoedig om te studeer en hulle self beter te kwalifiseer. Die een ding, as jy nie bedreig voel deur mense nie en hulle probeer optel, dan gee nie om hulle, jy weet, te laat gaan nie. En
ons is in 'n pipeline vir Cricket Suid-Afrika en jy weet ander unies ook. So ek is baie trots op hulle. Ek onthou 'n jong Wessel Strydom wat ons finansiële hoof was wat nou by die Bulls is en so goed doen. So ja, dis lekker om 'n rol in mense se lewe te speel, maar soos ek sê, jy weet daar's ander mense, hulle eie ouers, hulle het ander mentors ook. Is nie net die ou vir wie jy werk nie. Waarheid te dink, ek dink die ou vir wie jy werk is altyd op daai oomblik vir jou so inspirerend nie, maar ja. Ons gesels met Jacques Vol, die hoofuitvoerende bestuurder van die Titans, en ek is Arnold Geerts. Jy luister na ons sportprogram op 'n donderdag aand net hier op Pretoria FM Dekveld Sport. Jacques, as mense nou kyk na waar cricket op die oomblik in Suid-Afrika is, oor die algemeen. Kom ons praat nie net oor al die verskillende sporte nie, maar waar is die administrasie? Ons weet so 2-3 jaar terug was daar verskriklik baie kritiek, maar dit lyk of KSA die deur die drif getrek het, van waar jy sit en staan. Nee, definitief. Ek dink hulle was op 'n absolute laagtepunt in 2019. Die mense wat nou daar is, hulle kry nog steeds dinge verkeerd, maar dit is amper, hoe sê hulle, eerlike foute, jy weet, so. Jy is maar 'n boot op die see, jy is nie 'n boot op die dam nie, daar is altyd golwe op pad, en ek dink hulle self reflekteer ook, hulle probeer dinge 'n bietjie beter doen, maar definitief, jy weet, mense wat ek dink geloofwaardig is, wat hard probeer, die spanne doen regtig goed. Die huidige CEO van Cricket Suid-Afrika is 'n goeie ou. Ek meen, hy was my CFO toe ek al was, en jy weet, Poletse Museki is 'n soliede ou, jy weet, Chart van 'n Walt wat hulle CFO is, dit is regtig goeie mense wat daar is, maar hulle kry dit nog steeds van tyd, soos ons almal maar kry hulle dit verkeerd, maar baie beter as wat hulle was. Ek dink hulle sal self rondom die nuwe land ding erken, hulle kon dit dalk beter gedoen het. Jy weet, ek dink ook so, ek het 'n bietjie simpatie vir hulle, ek het ook eintlik respek dat hulle so eerlik was. Ek dink hulle kon dit anders te gestel het. Wat het gebeur? Kyk, hulle het ooreenkoms met die Stoor West of SA Tour, ek weet nie wat sy nuwe naam nie, en die Engelse toets wat inkom is groot. Die Barmy Army woon net toetswedstryde by, en daai wedstryd is nog altyd goed ondersteun deur die Engelse. Dit is net eenvoudig. Natuurlik, hulle wil almal Kaapstad toe. Maar en dit is so dat vir die breë publiek is dan net 13% beskikbaar gestel, maar jy moet dit in konteks hê, en 39% is beskikbaar gestel aan die Engels wat inkom. Natuurlik 'n groot impak op toerisme. Ou kom nie net daar by die stadion sit nie, maar daar kom bly. Maar wat mense vergeet, mense dink nou, alright, jy weet, iemand sê nou reg, maar daar gaan nou net Engels wees. Ek meen as 39 na die Engelse toe gaan, is daar nog, jy weet, 61 oor. So. Dis nie 'n slegte persentasie. Ja, so dit moet ons ook verstaan. Wat die mense ook moet besef met cricket, nê, wat in ander kodes nie altyd so is nie. As jy 'n losiehouer is, dan het jy jou losie gekry. Jy weet, jy het nie ekstra betaal vir hom nie. So dit is gou, dis nie 'n skoon stadion wat in baie gevalle is, selfs in rugby. Is dit so, dit is daar. So daar's nog steeds 61% wat nou, jy moet ook onthou dat baie borgskappe en die losies wat klaar verkoop het, en dan hulle het natuurlik Westelike Provinsie Cricket Club wat 2000 kaartjies het. So dis klaar uit. So dit kan nie meer verkoop nie, maar nou sê mense ja, dis baie komplementêre. Onthou, 'n borg en 'n losiehouer betaal vir dit. Ja. Jy weet, dis ingesluit in die borgskap. Maar weet jy wat, hulle kon dit definitief bietjie beter kommunikeer het. Hulle is die eerste mense wat so sê. Ek is baie beïndruk dat hulle eerlik is oor die persentasies en goeders, en dan onthou, Engelse praat van maximizing die income. Dis net die Engelse wat dit doen. Jy gaan dit nie uit die Aussie kry nie, jy gaan dit net by Nieuweland kry, jy gaan dit nie met die ander mense kry nie. So ons het goed verkoop vir die Boxing Day toets ons. Ek wou jou juist vra daaroor. Ons gaan ook uitverkoop, maar ons is nog nie uitverkoop nie. Jy kan verstaan, ek meen, is 'n perfekte storm aan nie. Die Engelse wat inkom oor nuwe jaar, goeie tyd van die jaar, die pond is regtig stor. Ek sien iemand daar, ek lees in die kommentaar, iemand sê they must be in the pound seats. Dit is natuurlik so, nee, maar ek moet eerlik wees, as jy baie mense baie kwaad maak, dan het jy iets verkeerd gedoen. En weet, ou moet maar altyd jou vinger op die pols hou, jy moet verstaan hoekom is mense kwaad. Ek dink hulle sou dit anders gedoen het, jy weet, anders gekommunikeer het en 'n ander balans daar gekry het, maar nie slegte ouens nie. Ek moet vir jou eerlik sê, Annie, hulle probeer, ek dink ons spanne doen goed. Daai wêreldtoetskampioenskap wat ons gewen het, ons is baie kompeterend, nê, en die jong talent kom deur wat regtig goed is. Vroue cricket, ek meen, vroue cricket doen regtig goed. Ons het 'n baie goeie jeugstelsel. Ons skole is ongelooflik. Hier in Pretoria, ons is regtig baie geseën. So ek dink KSA van tyd tot tyd, dink ek gaan hulle nog goeders verkeerd kry, maar ek dink daar's baie meer stabiliteit op die raad. Daar's regtig goeie ouens op die raad.
hulle sou hierdie anders wou hanteer het en ek dink die negatiewe sentiment maak hulle seer. Daar was baie stabiliteit voor hierdie. Ek dink ons was lanklaas op die radio vir wat ons verkeerd doen, Ja, dis waar. maar dit gebeur ook, jy weet, dit is moeilik om baie geld te maak en kyk, daar's op 'n bietjie sla op pad want daar gaan baie Engelse ondersteuners wees. Ek sal sê amper die helfte. Dalk 'n bietjie minder, maar hulle raas aan nie. Ek wou nou net sê, hulle volume is veel meer as wat ons in is. Maar watter wonderlike konsep, Ja. nee, dat hulle kom, jy weet, en hulle ondersteun, jy weet, hulle dehydreer pragtig, drink baie bier daar in die stadion, so ons wag vir hulle. Een van die groot goed wat ons vir onsself moet sê, en ek haat om dit so te sê, maar dis teen nie die beste manier om daarna te kyk. Selfs al klink dit of daar meer Bami Army op Nieuweland is, moet ons verskriklik dankbaar wees vir die ponde wat hulle bring en wat hulle gaan spandeer op pad hiernatoe en in die Kaap. Nee, gaan nie, dit is so, dis maar 'n balans, nee. Is dit ek weet die spelers wil maar hulle wil jy weet hulle wat die ondersteun oor in 2000 ek het so baie waargeneem, maar in 2019-20 was daar 'n Engelse reeks wat Faf ook vir my gesê het, "Yes, dit voel vir hulle 'n bietjie na." Ek onthou hom. Ek gedink dit klink nie reg nie. Ja, maar hulle kyk, hulle is so 'n wonderlike groep ondersteuners. Ja, mense wat hulle onderskat nie, jy weet hulle ons vra hulle 'n bietjie uit oor hulle werke en goeders en alles. Jy weet dit is 'n wonderlike land om te besoek. Hulle geniet dit verskriklik. Ons sal baie minder van die Bami Army sien as maar ons Boxing Day sal ook uitverkoop, jy weet. Dis nog nie uitverkoop nie. En dan ons het 'n lekker Maandag tot Vrydag Bangladesh toets. Nog baie kaartjies oor vir almal. So ek wil jou vra, vertel vir my van pryse vir die Engelse toets by op nee, is goedkoop, jy weet. Dit gaan nog steeds jy weet onder R300. So dit is regtig die moeite werd om dit so te doen, en as jy nou nog steeds daaroor dink om kaartjies te koop, moenie daaroor dink nie, doen dit net, want dit word regtig die lekkerste toets van die hele lot te wees, dink ek altyd. Goed, so ons neem weer vinnige breek, want jy luister na Dekveld Sport, ons gaan net hierna voort, en dan het ons 'n loskop vraag met Lisa met die rooi hare. Ek weet nie eers of Prof Vol hierdie een kan antwoord nie. Jy luister na Dekveld Sport. Nou is dit op die lyn af. As jy vir ons 'n WhatsApp wil stuur, 066 374 6193. Kom hy weer 066 374 6193 as jy miskien 'n vraag het vir Jacques Vol wat hier saam met ons in die ateljee is. Nou ja, praat van vrae. Hier is Lisa met die rooi hare. Jacques, en sy het vir jou 'n cricketvraag. Prof Jacques, my vraag vir die week nou net. So ek het gehoor julle praat 'n bietjie oor cricket. Ek wonder nog altyd, so as die ouetjie nou, as die batsman nou die bal slaan en nou moet hulle nou hol vir hulle lopies, dan wonder ek altyd, maar wat as hy dit nie terugmaak tot op sy pos nie, moet daai ander ou dan nou instaan of ry hulle gou? Ek is net 'n bietjie confused, asseblief, help my, vertel ek gou vir my. Lisa met die rooi hare wat 'n regte loskop cricketvraag vra. Lisa met die rooi hare, dankie vir jou vraag. Maar cricket soos in die lewe, is jy nie op jou pos is nie, is jy in die moeilikheid. So as jy nie op jou pos is nie, is jy uit en dan moet jy jou posisie langs die veld inneem. So ja, die geheim is maar altyd om op jou pos te wees. Hoe gaan daai ou storie wat die ou wat vir iemand moes verduidelik, jy sal dit seker beter ken as ek wat nog nooit cricket, vir Amerikaner wat nog nooit cricket gehad het, gesien dit nie. En hy sê nou al 11 men bat, but when the 10th one is out, then the other team come in and they come in until they're all out and then they do it all over again. Dis presies hoe dit gaan nie waar nie. Dit is baie moeilik om te verduidelik vir iemand wat nie verstaan nie. Ja, dit is moeilik. Die Amerikaanse president wat die eerste keer cricket in Pakistan gesien het, het gesê is baseball en Valium en hy sê they cheer even if nothing happens. Niet so. So gepraat van nothing happens, daar's baie wat altyd by Supersport Park gebeur. Vertel vir ons van the taste of Supersport Park. Ja, dit is nou al die tweede keer, ons het hom die eerste keer saam met die legendeswedstryd. Dit is baie suksesvol. So jy moet asseblief kom ons besoek, dit is die 25ste Julie. En dit dis maar 'n tasting of 'n proe. Baie verskillende opsies om dit te kom doen. En dit is ook lekker om die stadion te sien. Ons vat jou ook in plekke waar jy nog nooit was nie, van die presidentssuite tot die selfs die kleedkamers, die biblioteek, 'n paar nice plekke, Ivy de Villiers.
executive boardroom, so ja, dit is iets lekker, is iets anders, ek moet sê, 'n tasting by die stadion. En wat sal mense alles kan proe? Ja, alles wat nat is, so, maar baie wyn natuurlik, maar daar ander goeders ook hoor. Uitstekend. So ek sien ons het 'n WhatsApp van PFM wat sê trappe van vergelyking van bestuur. Bestuur, krisisbestuur, stype bestuur. Dis pragtig Nie sleg gestel, nie, né? ja, ek moet dit onthou. Ek wou nou net sê, miskien Dis kan jy Pragtig hulle in die hande onthou, kry en net in ja. jou boek sit vir volgende keer. Ja. Supersportpark het 'n regte hub geword, nie waar nie, want daar's altyd verskriklik baie wat gebeur. Hoe hou julle hom vol die res van die jaar as daar nie cricket is nie? Wat anders doen julle nog met Ja, hy is nou 40 jaar oud, nee, hierdie jaar, so 40 jaar oud vanjaar. 1986 gebou, so ons het nog die 13 Augustus 'n mooi gala aand. Mense kan kaartjies vir dit ook koop, maar kyk, jy moet eintlik fokus op maandag tot donderdag inkom. Jy het maar 52 naweke en dan niemand wil 'n konsert hou op 'n Dinsdag of 'n Maandag of op 'n Woensdag nie. So ons het dit goed gedoen. Jy weet, daar's baie areas wat ons nou uitvier. Baie goeders wat ons doen maandag tot donderdag. Toe ons het 2 finansiële jare terug het ons 'n rekordwins gemaak en toe ons 'n ontleding gemaak het 28% van dit is heeltemal buitekant cricket. So dis maar die fokus waarna 'n mens goeders moet doen, goeders soos hierdie legendeswedstryd, konserte. Sou jy daai persentasie meer wil hê of minder? Waar sou jy hom wil hê? Nee, ek sou hom altyd 'n bietjie hoër wil hê, want dit beteken dat jy jou bate beter bestuur. Onthou, Annie, jy praat van, kom ons praat van turnstile days. Hoeveel keer moet jy die kaartjie om deur die turnstile te gaan? Selfs 'n besige stadium is tussen 30 en 40 dae 'n jaar. So daar's baie dae, daar's baie maandag tot donderdag. So ou wil dit hoër kry. Hoe meer jy dit hoër kry, jy kan ook net soveel konserte hou. Jy's ook gebonde aan jou fixtures, wat is die mooi Afrikaanse woord? Besprekings. Jy weet, die nee, maar ook jou wedstryde. So Ja, ek sal eintlik net die hele tyd wil Engeland hê, maar Bangladesh sal kom en jy sal net die hele tyd teen die Lions en die Dolfyne en WP wil speel, maar jy moet maar teen die ander spanne ook speel. So jy's nog gebonde aan dit ook, aan jou rooster, wedstrydrooster. So nee, jy wil daai definitief hoor hê. En wat kan mense alles verwag? As iemand nou luister en dink, Supersportpark mag miskien nie 'n slegte plek wees vir my om my volgende maatskappy spanbou te doen of wat ook al nie. Ja, Hoe werk mense Ja, daai ding uit? absoluut. En dit is baie bekostigbaar ook. Van die jy by die IB de Villiers suite tot ons het baie mooi graswalle wat jy dit kan doen. Daar's baie mense wat dit doen en dis 'n lekker ding om te doen want dis in die buitelug. Natuurlik baie braai area. Ek dink regtig ons het die meeste braai areas in die wêreld in 'n stadion. Jy weet, ons is regtig, so dis 'n lekker graswal. Jy weet, ons het al kinderpartytjies daar gehad. Ons het al Konferensies? baie konferensies. Ons is nie baie oop vir bachelors nie, want jy weet, drank gee drome vlerke, maar ons het 'n baie mooi dek daar onder die bome wat mense kan gebruik. Ons sukkel net om hulle dan van die veld af te hou. Al is daar letterlik niemand anders op die veld nie, Natuurlijk, ja. maar ja, enigiets as jy wil uitkom, daar's mooi dekke, daar's 'n swembaddek, daar's 'n jy weet, ander 2 dekke wat eintlik baie lekker is vir 'n partytjie. Jean, kom ons praat net vir 'n oombliekie of twee oor provinsiale cricket in Suid-Afrika waar jy dit op hierdie oomblik sien en waar sou jy dit graag wil sien? Is ons op die regte pad wat dit aanbetref? Jy moet ook onthou, Annie, dat dit is 'n baie besige spasie deesdae. SA20 vat 'n hele maand uit. SA20 is 'n groot sukses. Daar is ongelooflik baie internasionale cricket. So jy het nie die sterre wat jy moet hê soos wat ons in die verlede gehad het nie. Ek dink die ding wat ons gedoen het met hierdie Metro Cup is die pad om te gaan. Dis die 4 groot unies, ons Dolfyne, WP en dan natuurlik die Lions. En 'n ou moet maar gaan waar ek dink rugby heen gegaan het. Jy moet maar kyk of jy kan uitreik na Engelse counties. Dis iets wat Graafskap cricket, iets wat ons ook wil doen. Maar dit is 'n baie besige spasie. So ja, ons dink nog steeds dat jy weet die T10 reeks, die Metro Cup is lekker. Die T20 reeks is lekker en dan weet jy, ouens lief vir die ander, die meerdag cricket. Ek moet sê die CSA se YouTube kanaal was nog nooit so besig nie. So mense kyk dit. Ek is seker 'n paar van hulle plaas dalk 'n ou wetenskapie op 2, so terwyl hulle dit kyk. So dit het ook die nommers 'n bietjie noord gejaag. Maar mense kyk nog, mense volg nog dit wat goed is om te sien. Ek wil jou 'n interessante vraag vra wat nou by my opgekom het. As jy kyk na Rassie Erasmus en sy bestuur, wat dink jy kan cricket van die bokke leer? Ja, kyk, ek meen as jy vir 'n dekade wêreld
rugby domineer, dan het jy iets spesiaal en ek dink hy bly innoverend, is dit nie? Jy weet jy kan vir jouself dink as wêreld rugby kyk of hulle reëls moet aanpas. Ja. Om sy taktiek, jy weet, sy taktiek beoordeel en okay, miskien moet ons die reëls aanpas. Kan jy dink hoe ver voor dit is dit? So hy is absoluut geniaal. Dis ook 'n stelsel. Ek het na toespraak van hom geluister wat wel in die handboek is, maar wat hy ook gesê het, dit begin lank voor afrigting. Jy weet jy met 'n pipeline hier. Daar's ongelooflik die skole vat rugby nou tot 'n nuwe vlak. Ek is baie keer bang dat dit te is. Ek moet eerlik wees, maar jy weet hy is net iemand wat op 'n ander vlak insig het. Hy laat hom ook oortuig. So hy is jy weet praat van die jong Indiese kolwer as 'n generational genius. Rassie is ook. Hy is net hy en Shukri is eintlik na mekaar. Ek dink Shukri praat gereeld met hom. Ook 'n mens kan leer. Hy's baie oop vir dit. Maar jy weet geniale persoon. Ja, heel duidelik. Laastens net voor ons totsiens sê Jacques, wat is volgende vir jou binne sport en buite sport? Ja, ek is baie lief vir die Titans en ek's baie lief vir CEOs in sport en ek's baie lief vir die akademie. Dis nog 'n ding. Vertel ons gou van CEOs in sport. Ja, baie lekker. Jy weet nou 6 jaar oud. Dit is maar daar om ons beter CEOs te maak. Ons leer maar van mekaar. Ons het so 2, 3. Ons het begin met 1 konferensie. Ons is seker nou al op 4. So ek is al bang dat hou ons te besig. Maar wat 'n lekker geleentheid. Ons het een lekker in die Kaap 24, 25 Augustus. En dis lekker vir mense wat met sport doen. Nee, toe uit Engeland, een van ons konferensies was daar mense uit Engeland, Amerika, Sint Helena, Spanje en Australië. Toe het ek net gesê, kyk Ivanka Broodryk, ek kry al die accolades, maar daai vrou ran dit. Ja, sy werk hard. Ivanka is 'n absolute ster. Ons het nou Candice Biola wat ons aangestel het by CEOs in Agriculture, so nee, ek hou myself besig aan nie, moenie 'n fout maak nie. Jacques, ek dink ek praat vir almal as ek van Pretoria se kant af sê dankie vir wat jy vir die Titans doen, maar wat die Titans vir ons aan die geheel doen. Ek neem aan jy's baie trots laastens. Ja, ek's baie trots op die Titans. Dis 'n wonderlike plek en dankie vir almal se ondersteuning. Dankie vir radiostasies soos julle wat ons 'n geleentheid gee om ons pragtige stadion en ons spanne ook bekend te stel. Dankie vir almal en dankie vir die ondersteuning. Ons waardeer dit opreg. Ons waardeer jou tyd. Ek weet jy's 'n besige man en is altyd vir my 'n groot eer om jou aan die ander kant van die mikrofoon te hê. Ek kan nie vir jou genoeg dankie sê nie. Jacques Vol, tot 'n volgende keer toe. Jy het geluister na Dekveld Sport. Ons gas was Jacques Vol, die uitvoerende hoofbestuurder van die Titans. Tot volgende week toe. Ek is Arnold Geerts wat sê hou die blinkkant bo. Tot dan toe, mooi bly. Totsiens.